Ons hulp is van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, wat ons kan sien en wat ons nie kan sien nie. Hy is die onveranderlike en magtige God, wat bly van ewigheid tot ewigheid. Amen. Terwyl dit nou die tyd is wat we aan ons dink, van net na Jesus se opstanding, en sy verskyning aan verskillende mense, is die vraag, watter impak het sy verskyning aan Petrus gemaak, aan Thomas, en vandag, watter impak het Jesus sy lewe, sy opstanding gehad, op die Emmausgangers. Dit is die gedeelte wat ons vanmôre gaan behandel. En ons tema daarby is, ons het hom gemis. Ons het hom gemis. Ons gaan lees uit Lukas 24, dit gaan op die bord wees, maar as julle wil kyk in julle Bybels, kan julle kyk, vers 13 tot 35. Kom ons bid saam. Troue Hemelvader, U is die koning van die konings en die Here van die Here. En aan U behoort alles. Soos die psalmdigter het sê, die vee op die velde by duisende. Alles behoort aan U. En Here, in hierdie groot alles, waarvan ons op die planeet aarde maar 'n klein deeltjie kan sien, is daar nog 'n kleiner deeltjie en dis ons. En tog het U die Here Jesus na ons toe gestuur en vir elkeen van ons die voorreg gegee om U kinders te wees. En as ons dan vanmôre as die kinders by mekaar is, wil ons bid, as ons met die woord in die hand staan, en ons weet die Heilige Gees is in ons harte, maak ons harte warm om regtig vir die Here Jesus te lewe. Seën ons as prediker, as gemeente, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 24. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is hy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat hy nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, die profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om tot dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar nou, boonop, is dit vandag al die 3de dag van dat hierdie dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie, en hulle het hom kom vertel en sê dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue dit gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n traagheid aan begrip, wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin. Onthou, hulle stap nou 12 kilometer, stap hulle en dan met hulle gesels. En al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, maar dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly.
terwyl hy saam met hulle op pad was, saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, hy vra die seun, hy breek dit en gee dit vir hulle. En toe gaan hulle oë oop. Hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Ons het hom gemis. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan, en daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar, en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Net die agtergrond, die tydlyn, die Vrydagmiddag, Goeie Vrydag was die kruisiging, Saterdag die begrafnis, Sondagoggend was die opstanding en Sondag in die skemer het die Emmausgangers teruggegaan en dus toe Jesus saam met hulle gestap het. En daar waar die rooi sirkel is, Jerusalem, van Jerusalem na Emmaus omtrent 12 kilometer, dis hoe ver hulle moes stap. Hier kry ons nou die storie van Kleopas en nog ene, wie se naam nie genoem word nie. Hulle is op pad terug van Jerusalem af na Emmaus. En een van my kollegas het gesê, hulle het allerhande mansname wat hulle wys, my wonder of dit nie net sy vrou was nie, die twee van hulle wat teruggeloop het. En dit was skemeraand Sondag, en hulle stap reg wes, met ander woorde, die son sak so voor in hulle oë. En hulle geloofson het ook gesak. Ag, dis dan nou die 3de dag en hy het nie opgestaan nie. By die Jode was daar geloof dat as iemand nou 2 dae in die graf was en hy was dalk nie heeltemal dood nie, dan sal hy die 2de dag opstaan, maar nou was dit nou al die 3de dag. Hulle totale hoop was op die Here Jesus. En nou is hy dood, Vrydag al. En daar is nog 'n ding wat pla, daar is vrouens wat sê, hy het opgestaan en hulle het hom gesien. En hulle hele hoop was Jesus, hierdie groot profeet, hy was die Messias. So terloops, Messias is die Hebreëse vertaling van die woord Christus, dis dieselfde woord. Hulle het dit as Messias geken en hy die Christus, en hulle kaartehuis val in mekaar. Julle kan dit ons nou maklik verstaan, hoe kaartehuis in mekaar val. Party keer gebeur het met mense in hulle gesinne, en as daar iemand skielik dood is. Daar is 'n uitdrukking wat sê, hoop verlore, alles verlore. En dis toe dat die vreemdeling by hulle aansluit. Hy kan seker maar saamstap, want 12 kilometer is nogal 'n hele entjie, sonder 'n taxi of 'n Uber of 'n donkie. En hy vra vir hulle, en toe waaroor praat julle? Jy is seker nie ernstig nie, weet jy nie wat die naweek in Jerusalem gebeur het nie? Dan neem die vreemdeling die gesprek oor. En hy stof bietjie hulle kategese kennis af, en hy blaai as het ware met sy gedagtes so deur die Bybel van Moses en Dawid en die profete. En Jesaja het gesê die wonderdag sal kom, dat Jesus sal kom, wonderbare koning, wonderbare goeie Vader, vredevors, hy sal kom, en hy sal weer Israel weer kom ophou. En in Jesaja hoofstuk 49 praat hy ook van die knegt van die Here, wat sal kom, die Messias. En dis skielik of daar nou, by die son wat sak, is daar nou 'n son wat in hulle harte begin opkom. Kan jy glo, ons is al by die huis, die pad was baie kort, en hulle sê vir Jesus, kom in, en dan kom slaap sommer asseblief by ons oor. En toe breek hy die brood.
Partykeer het ek al gesê, ek wens ek kan 'n vlieg op die dak wees, om net te sien wat mense se reaksie is, as so iets gebeur. En nou maak alles sin. Ons het hom gemis. Hy was hier by ons. Waar is hy nou? Hy is weg. Ons het hom gemis. En nou, dit is nie heeltemal vreemd nie, want ons lees in Johannes hoofstuk 1 van Jesus se koms. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom tot stand gekom. Hy het na sy eie mense toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Die Joodse volk het Jesus gemis toe hy op aarde was. Net die paar, 12 disippels en 'n paar ander, wat vir Jesus erken het. Na hierdie skyfie gaan ek vir julle 'n video speel van Joshua Bell. Nou, Joshua Bell is, jy kan daaroor debatteer, maar party noem hom die beste vioolspeler van vandag. Hy speel op 'n viool van Stradivarius. As hy 'n vertoning hou, is die kaartjies wat jy kan koop by die minste betaal, en dit was al 'n paar jaar gelede, $150. Jy betaal om te gaan kyk, en die sale was vol. Toe, ek weet nie hoe dit gekom het nie, een van die koerantmaatskappye sê toe, ons wil 'n bietjie mense toets. Gaan hulle hom ken as hy ergens net op 'n plek gaan staan speel. En die dirigent wat gewoonlik die orkes dirigeer as hy speel, hy sê 3 dinge. Hy sê, uit 1000 nie people nie mense, raai ek, daar sal 35 tot 40 wees wat die kwaliteit van sy musiek sal waardeer. Miskien sal omtrent 75 na 100 mense stop en luister, en ek vermoed hy sal omtrent $150 insamel, wat so 1 kaartjie se geld is. En toe gaan hy, en hy gaan by 'n baie besige stasie, gaan hy onder die trappe staan, waar daar in die oggende duisende mense deur beweeg, en hy gaan staan daar met sy bofbalhoed, en met sy viool, en sy bofbalhoed is omgekeerd op sy kop, en hy het 'n hoed daar, so wat hulle vir hom kan geld ingee, en hy gaan begin speel. En ek wil hê julle moet luister, en kyk na mense se reaksie. As die video begin, sal julle sien, aan die linkerkant en die onderkant, staan hy met sy viool, hy stel hom eers in, maar hy het omtrent 5 stukke gespeel, wat van die moeilikste vioolstukke in die wêreld is. En dan kyk ons agterna wat gebeur. Dankie.
ons kan maar daar stop, dankie. Dit is eintlik so 'n verskriklike tragedie. 3 dae voor sy tyd is die konsert by Boston se musieksaal is uitverkoop teen $100 per kaartjie. Sy viool is 'n Stradivarius wat 50 miljoen rand werd is. Sy uitvoering was 43 minute, stukke van Bach en van die moeilikste denkbare musiek. En die mense wat geld ingegooi het, was $32.17. Een vrou het gestop en bietjie met hom gesels, maar toe sê sy vir hom, sy was al by 'n vorige konsert van hom, sy het hom dadelik erken. Dis 5 mense uit daai oor die 1000 het net gestop en na sy musiek geluister. Hulle het hom gemis. En as 'n mens letterkundig na hierdie gedeelte kyk, dit is 'n wonderlike ding van die Bybel. Daar's baie interessante opvoedkundige patrone. Hier het ons in die wit 2 vertrek van Jerusalem en aan die einde 2 keer terug na Jerusalem. Dan Jesus verskyn, Jesus verdwyn en dan in die middel is dis soos 'n toebroodjie, in die middel is die belangrikste goed. Hulle herken Jesus nie en dan hulle herken Jesus. Dis nie die laaste keer wat dit gebeur het nie. Tydens die oorlog, Tweede Wêreldoorlog, het die mense in Duitsland hom gemis. Hier is 3 van die baie groot teoloë wat in die gevangenis gesit is. Hoekom? Omdat hulle die evangelie van Here Jesus verkondig het. En hulle het gesê, Christus is hoof van die kerk, nie Hitler. Hulle het hom gemis. Ons het nou die dag weer hierdie oor die nuus gehad van die nuwe ruimtevaarder wat na die maan, om die maan gegaan het. Maar die eerste ene wat in die ruimte in was as 'n mens was Yuri Gagarin van Rusland. En hy sê, if you haven't met God on earth, you won't find him in space. Hy sê, God bestaan nie, hy is nie daar nie, ek het gekyk, hy is nie daar nie. Weet jy hoekom? Yuri Gagarin het hom gemis. Toe gaan John Glenn, die Amerikaner, en toe hy terugkom te sê, to look out at this kind of creation out here, and not believe in God, is to me impossible. It just strengthens my faith. I wish there were words to describe what it's like. Ek het hom nie gemis nie. Ek het gesien, sy handewerk gesien. Die meeste van die Jode mis Jesus nog vandag. Daar was 'n Nathaniel Kapner. Hy was 'n Jood, hy was in New York. Ek weet nie of julle weet nie, maar in New York is daar amper net soveel Jode as wat daar in Israel is. Dit was nou voor die oorlog. En hy was, toe hy tot bekering gekom het, uit Jesaja 53, hulle het hom mishandel, hulle het hom verag. Toe het hy gesê, maar hoe gaan ek dit vir mense laat weet? En hy het sy Joodse uitrusting aangetrek, en hy het voor 'n kruis op laat verf, en hy het met daai kruis geloop, en 'n mikrofoon, en 'n paal, en hy het oral in die strate van New York, op die hoeke van die strate van mense sê, Jesus leef. En dis erg, as 'n mens hom mis in die huisgesin. Ek hoef nie eintlik vir julle syfers aan te haal van hoe geweldig die egskeidingssyfer, alhoewel vandag, weet julle hoekom is egskeidings vandag nie so met mense trou nie, hulle gaan bly maar net saam. Ons het mekaar gemis. Sleg in die gesin, as die gesin skeer. Ons het hom gemis. En wat is erg in die kerk?
as daar kerkmense is wat vir Jesus mis. En julle moenie nou ver gaan dink nie. Baie lidmate mis hom tussen al die kerklike goeders. Julle het nou vanmôre die afkondiging gekry van hierdie datum is die bazaar en hierdie datum is die kerkse, die ontvangs van die predikant. Jy nou dink, daar's bazaars, daar's kerkdienste, daar's nagmaal, daar's doop. Baie mense mis die Here Jesus tussen al hierdie kerklike goeders deur. Mense is baie keer so besig met die dinge van die Here, dat hulle die Here van die dinge nie raak sien nie. En elke keer is dit maar net weer, as mense terug gaan huis toe nou na oggendse erediens of as jy op pad is, mis ek nie dalk die Here Jesus in my lewe nie. Weet julle, mense kry selfs onder van die sportlei, is daar party mense, ek kan nou 'n hele paar name genoem het, maar ek wil nie, wat sê, as ons aan sport deelneem, is ons die hele tyd bewus van die Here se teenwoordigheid. Ek weet nie of julle al gesien het, as ons Blitsbokke het vanmôre gespeel, ek weet nie wat gebeur het nie, maar niemand hoef nou te vertel. As hulle nou op die veld gaan, party van hulle gaan sit eers so op hulle knieë, ander, as hulle 3 druk, dan maak hulle so of so, om erkenning te gee aan die Here, party het so 'n bandjie om hulle hand om te sê, ek wil julle net laat weet, ek het nie in hierdie hele periode die Here gemis nie. Ek gee my dankoffer. Ja, maar ek kyk baie keer na geestelike programme op die televisie. Ons doen ons inkopies. Tussen alles baie keer, dan mis ons die rede van hoekom ons hier op die aarde is. Ons lewe is 'n gehardloop en 'n gejaag na wind terwyl ons op dieselfde plek bly staan. Ons het hom dalk gemis. En nou, hoe eindig Emma se verhaal? Hulle sê, was ons harte nie brandend in ons toe ons die Here Jesus gesien het? Maar dit verander na entoesiastiese harte. Sodanig so, onthou hulle, laatmiddag het hulle gestap na Emmaus toe. Hulle het net hulle brood daar klaar geëet toe, loop hulle in die nag terug, Jerusalem toe, en hulle gaan sê vir die mense, Jesus leef uit, regtig opgestaan. As mense daai tyd Facebook gehad het, sou hulle gesê het, Jesus leef. En hoe eindig hulle verhaal? Die Emmausgangers word Jerusalemgangers. Emmaus gaan hulle terug na hulle kaartehuis toe wat in mekaar geval het, en hulle draai om en hulle gaan na Jerusalem toe, die plek van hoop, die stad van Sion, met hoop in hulle harte, terug om opgewonde vir mense te vertel van wat Jesus, dat Jesus leef en dat hulle hom gesien het. En dit bring 'n mens oor nou. En nou kan ek vanmôre ook net in 'n rukkie stilte voor ons slotsang sing, kan ons net weer ons hart se deur vir die Here oopmaak. En as ons uitgaan, dan staan daar as dit ware, jy gaan nou in die koninkryk van God in. Versprei die tyde dat Jesus leef vir my en vir jou. Kom ons sit net 'n oomblik stil en ons dink daar. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.